Goed, goeiemôre broers en susters. Baie welkom ook by vanoggend se ontmoeting met die Here. Altyd 'n groot voorreg om as gelowiges saam te kan kom om die Here se naam groot te maak. Ons begin vanoggend met die afkondigings, die verwelkomings. Ek wil eerstens vir Caleb asseblief verwelkom. Caleb, as jy kan opstaan na agter. Caleb kom van Gereformeerde Kerk Brooklyn af. Hy is al ingeskakel ook by GF en Caleb is met sagte ware te doen. Hy skryf programme of kode dat hulle met ander rekenaartaal, ander kodes kan praat, soomloos met mekaar kan kommunikeer. So hy het sy eie onderneming begin en eintlik merkwaardig as jy in 'n gesprek met hom tree om te hoor watter onderneming hy aangepak het. So Caleb, baie welkom ook vir jou hierso en mag dit vir jou ook tot groot seën wees, deel van die gemeente. Dan ook vir Gert en Karina Barnard. Ek het nou nie vinnig julle raak gesien nie. Kan ek gou vinnig net loer? Daar agter, daar's hy. Goed, baie welkom. Gert, kan jy gou vinnig net opstaan asseblief, Gert? Ekskuus man. Net bietjie langer. Almal kan sien, hulle is daar agter. So baie welkom vir julle ook in die gemeente. So julle kan sien in die boodskapper ook. Werk Gert by Lanswood. Baie welkom by julle ook in die gemeente en mag dit vir julle ook baie verrykend wees. Ek wil sommer op hierdie noot ook net sê vir al die geloofsfamilies en al die saamroepers van die geloofsfamilies, u hoor elke week dat ons afkondig van mense en dat hulle ook moet inskakel by die gemeente op 'n manier. So asseblief reik uit na hulle toe en maak hulle deel ook van julle geloofsfamilie dat hulle daar kan inskakel. Ons het 'n welkomboom as jy 'n kuiergas hier is of wil inskakel by die gemeente. Dis so wonderlik, daar agter is daar 'n boom met die naam welkomboom. Gaan asseblief so intoe, iemand sal jou ontmoet daar. En dan kan ons jou ontmoet en bietjie makliker inskakel of as jy net vrae oor die gemeente het, kan ons jou help om die vrae te beantwoord as jy meer wil weet. Baie welkom. Iemand sê jy kry daar agter hierdie deur uitgaan aan die linkerkant. Ons het die lief en leed wat alles ook maar in die boodskapper is. Jy kan gerus dit lees. Ons wil wel ook net dan noem dat die blomme wat ons hierdie week het graag vir Toby gee. Sover ons weet is hy nog steeds in die hospitaal. Nou, is hy nog steeds in die hospitaal? Ja, hy is nog steeds. Kom hy vandag moontlik uit? Hoop so. OK, goed. Maar ons gee graag die blomme vandag vir julle. En dit is ons dink aan julle ook in hierdie moeilike tyd. En dis eintlik al op twee lede wat ons graag vir julle wil gee. En die een vir die meelewing en gebede, maar aan die ander kant ook om dankie te sê as jy op Toby se knoppie druk, as jy vir hom vra spring, dan vra hy vir hoe hoog, nee, daar's geen tyd vir hom ontydig is om te help met iets in die gemeente nie. Ons is baie dankbaar ook daarvoor en veral met die tegnologie. Ons begin ons ontmoeting met die Here met die verklaring dat uit hom en deur hom en tot hom is alle dinge. Aan hom behoort alle heerlikheid tot in ewigheid. Amen. Geliefdes, genade, barmhartigheid en vrede vir julle van God ons Vader en ons Here Jesus Christus deur die kragvolle werk van die Heilige Gees. Amen. Ons gaan nou staan en saam eerstens 'n loflied tot eer van die Here sing. Ons sing saam Psalm 112 en direk daarna kan ons bly staan vir die belydenis van geloof. Maar hoor die wonderlike woorde wat mense gaan saam sing in Psalm 112. Ons sing eintlik van die seën van die Here, van die hemelse seën wat die Here vir ons gee, dat God wat oorvloed het, dat hy daar's nie tekort nie, dat hy aan ons voorsien. En dan ook ryk is elkeen wat hom dien. Met ander woorde, die Here gee vir ons oorvloedig die materiële en die geestelike seën wat ons nodig het en daarom is ons ryk in Christus. So kom ons staan en sing ons saam Psalm 112 en dan kan ons bly staan vir die belydenis van ons geloof.
Ons gaan die belydenis van ons geloof in 2 dele opdeel. Die eerste een is die algemene apostoliese belydenis, daarna kan ons bly of gaan sit dan, ook vir die antwoord vir die verdere belydenis wat ons bely in NGB artikel 37. Nou eers die apostoliese geloofsbelydenis. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is. Hy het die lyding van die hel ondergaan. Hy het op die 3de dag opgestaan uit die dood, opgevaar na die hemel en sit in die regterhand van God, die Almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergifnis van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Amen. Geliefdes, daar is in die onlangse tyd baie vrae en baie gesprekke ook by lidmate rondom die eindtyd en rondom ook wat gebeur met 'n gelowige as ons te sterwe kom. En dis so wonderlik wat ons bely eintlik daaroor uit NGB, die Nederlandse geloofsbelydenis, artikel 37. So ons sit ons belydenis nou voort met hierdie artikel. Ons glo ten slotte in ooreenstemming met die woord van God dat wanneer die tyd gekom het wat die Here bepaal het, die tyd is vir alle skepsels onbekend en die getal van die uitverkorenes volledig sal wees. Ons Here Jesus Christus met groot heerlikheid en majesteit uit die hemel sal kom, liggaamlik en sigbaar, soos hy opgevaar het, om homself as regter oor die lewendes en die dooies aan te kondig, terwyl hy hierdie ou wêreld aan vuur en vlam sal prysgee om dit te suiwer. Dan sal, gedaag deur die stem van die aartsengel en deur die geklank van die basuin van God, alle mense, mans, vrouens en kinders, wat van die begin van die wêreld af tot die einde toe geleef het, persoonlik voor hierdie groot regter verskyn. Want al die dooies sal uit die aarde opstaan, die siel van elkeen is saamgevoeg en verenig met sy liggaam waarin hy geleef het. En hulle wat dan nog lewe, sal nie soos die ander sterwe nie, maar in 'n oogwink verander en uit verganklikheid onverganklik word. Dan sal die boeke, dit is die gewetens, geopen en die dooies geoordeel word volgens wat hulle in hierdie wêreld gedoen het, of dit goed was of sleg. Ja, die mense sal rekenskap moet gee van elke ligsinnige woord wat hulle gesê het, al beskou die wêreld dit slegs as kinderspel en tydverdryf. En dan sal die geheime bedrog en huigelary van die mense in die openbaar vir almal oopgevlek word. Daarom is die gedagte aan hierdie oordeel vir die oortreders en goddeloses met reg ontsettend en skrikwekkend. Maar vir die vromes en uitverkorenes begeerlik en troostryk. Want dan sal hulle volle verlossing voltooi word en hulle sal daar die vrugte ontvang van moeite en lyding wat hulle gedra het. Hulle onskuld sal deur almal erken word. En hulle sal die verskriklike wraak sien wat God sal voltrek oor die goddeloses wat hulle in hierdie wêreld wreed vervolg, verdruk en gekwel het. Maar die goddeloses sal deur die getuienis van hulle eie gewete tot erkenning van hulle skuld gebring word. Hulle sal onsterflik word, dog slegs om gepynig te word in die ewige vuur wat vir die duiwel en sy engele voorberei is. Die gelowiges en uitverkorenes daarteen sal met heerlikheid en eer gekroon word. Die Seun van God sal 'n naam voor God, sy Vader, en sy uitverkore engele bely. Alle trane sal van hulle oë afgevee word. Dan sal dit bekend word dat hulle saak, wat tans deur baie regters en owerhede as sketters en goddeloos veroordeel word, die saak van die Seun van God is. En as beloning uit genade, sal die Here self hulle so 'n heerlikheid gee,
as wat in die hart van 'n mens nooit kon bedink nie. Daarom verwag ons hierdie groot dag met sterk verlange om die beloftes van God in Jesus Christus ons Here ten volle te geniet. Amen. Geliefdes, in ons verootmoediging voor die Here gaan ons nou saam luister na die wet van die Here in Eksodus 20 en in antwoord daarop sing ons ook saam Psalm 32, eerste 3 verse daarvan. En die wonderlike belydenis ook daar en hoe salig is dit dat U my van skuld bevry het toe ek my skuld voor U bely het. En met die antwoord van die wet van die Here is dit juist dit. Ons ag onsself nie sondeloos en daarom is ons hier nie. Maar ons besef juis ons sonde en in die wet sien ons dit soveel meer. En ons is 'n smagting daarin en die verlossing te hoor wat die Here ook vir ons gee in Christus. Toe het God al hierdie gebooie aangekondig. Ek is die Here jou God wat jou uit Egipte, uit die plek van slawerny bevry het. Jy mag naas my geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou 'n beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel daarbo of op die aarde hieronder of in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien nie, want ek, die Here jou God, eis onverdeelde trou aan my. Ek reken kinders die sondes van hulle vaders toe, selfs tot in die 3de en die 4de geslag van die wat my haat. Maar ek betoon my liefde tot aan die 1000ste geslag van die wat my liefhet en my gebooie gehoorsaam. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal die een in sy naam misbruik nie ongestraf laat bly nie. Sorg dat jy die Sabbatdag heilig hou. 6 dae moet jy werk en alles doen wat jy moet. Maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie, nie jy of jou seun of jou dogter, of die man of vrou wat vir jou werk, of enige dier van jou, of die vreemdeling by jou nie. Die Here het in 6 dae die hemel en alles daarin gemaak, die aarde en alles daarop, en die see en alles daarin. En op die 7de dag het hy gerus, en daarom het die Here dit as gereelde rusdag geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dan sal jy lank bly woon in die land wat die Here jou God vir jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie. Jy mag nie egbreek pleeg nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag nie vals getuienis teen 'n ander gee nie. Jy mag nie iemand anders se huis begeer nie. Jy mag nie sy vrou begeer nie, ook nie 'n slaaf of slavin, 'n bees of 'n donkie of enigiets anders wat aan hom behoort nie. Terwyl ons nou net so bly sit, in antwoord op die wet van die Here ook, Psalm 32 vers 1 tot 3.
Kom ons bid saam. Ons Vader wat in die hemel is. Here, dit is met groot nederigheid dat ons besef wie ons voor U is. Dat U is driemaal heilig. U is die een wat alles gemaak het en alles gemaak het om U te verheerlik. Dat U die mens gemaak het om in gemeenskap met die mens te leef. En dat ons waar die gemeenskap verbreek het, dat ons sonde doen. En hoe gruwelik het is dat ons ander dinge bo U kies. Hoe gruwelik het is dat ons U wil oortree en niks daarvan dink nie. En juist daarom as ons die wet aanhoor, dat ons opnuut klein word voor U, opnuut besef wie ons is as mens wat geval het, ons sondige aard, ons sonde wat ons daagliks nie doen. En juist daarom ook die dankbaarheid wat in ons is. As ons besef dat U ons versoen het, dat U Seun gestuur het, sodat U weer in gemeenskap met ons kan leef. En wat het gekos het dat Hy sy lewe gee, dat Hy die ewige toorn dra, sodat ons 'n nuwe lewe kan hê. En mag ons opnuut besef hoe geweldig groot daardie dankbaarheid in ons lewe moet wees, dat ons dit sal wys en sal doen in die goeie werke wat U naam verheerlik, dat ons U lof sal besing, dat ons U naam sal prys en U woord verkondig. Mag daardie dankbaarheid oorloop in ons lewens, omdat U ons lewe gered het van die ewige verderf. Nie op grond van enigiets wat ons verdien nie, maar op grond van U genade. Dankie Here vir hierdie saamwees as U kerk, wat U hier op aarde versamel. Dat ons hier by mekaar kan kom, saamgebring deur die Gees om U naam groot te maak. En ons dankie vir die genade ook daarin om broers en susters te hê. Dat ons in hierdie lewe al 100voudig broers en susters kry as ons U navolg. En dat ons mekaar kan bedien met die liefde wat van U afkom. Ons bede is in besonder ook vir die mense van die Kaapse vlakte. Daar is soveel sinnelose geweld, bende geweld, mense wat daagliks doodgeskiet word. Here, U alleen kan 'n einde maak daaraan. Ons bid vir U kerk wat daar in die midde van alles moet kerk wees. Ons bid vir hulle wat ook daar die evangelie verkondig. Mag hulle ook nog steeds die goeie werke doen dat U verheerlik word. Mag mense ook hulle lewe sien, mag die evangelie gehoor word en daar bekering kom en 'n verandering in die hele gemeenskap kom. Ons bid ook vir die kerk reg oor die wêreld wat vervolg word. Here, daar is soveel haat vanuit die wêreld teenoor U kerk, teenoor U. En ons bid vir U krag, dat U deur die Heilige Gees in hulle sal woon en sal werk, om hulle ook staande te hou te midde van die verdrukking. Mag ons ook hier die evangelie uitdra, mag ons mekaar in die liefde ook bedien wat nodig is, dat elkeen wat ook hier is en ook in die gemeente deel is, sal beleef hoe wonderlik het is om deel van die kerk te wees. Dat ons mekaar in liefde of in die waarheid ook bedien.
En ons bid, as ons nou saam luister ook na die woord, dat U daardeur in ons hart sal werk, dat ons Here Jesus Christus en sy wonderlike werk sal raak sien. Ons bid dit in Jesus naam alleen. Amen. Ons luister saam na die woord van die Here. Ons gaan daarvan saam luister vanaf Genesis 8 vers 20 en dan ook verder aan tot by Genesis 9 vers 17. Genesis 8 van vers 20. Toe het Noag 'n altaar vir die Here gebou en van al die reinvee en die reinvoëls gevat en brandoffers op die altaar gebring. Die Here het die offer aanvaar en hy het homself gesê, ek sal nie weer so 'n ramp oor die aarde laat kom vanweë die mens nie. Van sy jeug af bedink die mens net slegte dinge, maar ek sal nie weer al wat lewe laat omkom soos ek gedoen het nie. Solank as die aarde bly bestaan, sal saaityd en oestyd nie ophou nie, ook nie koue en hitte, somer en winter, dag en nag nie. God het vir Noag en sy seuns geseën en vir hulle gesê, wees vrugbaar, word baie en bewoon die aarde, al die diere, al die voëls, al die diere wat kruip en al die vis sal vir julle bang wees en vir julle skrik. Hulle word tot julle beskikking gestel. Alles wat roer en lewe sal kos wees vir julle. Naas die groen plante gee ek dit alles vir julle. Julle mag net nie vleis eet met sy lewe in. Dit is met sy bloed in nie. Wanneer julle eie bloed vergiet word, sal ek daaroor rekenskap eis. Want as julle lewe, van 'n dier sal ek rekenskap eis oor die lewe van 'n mens, en van 'n mens sal ek rekenskap eis oor die lewe van sy medemens. Wie die bloed van 'n mens vergiet, deur 'n mens sal sy bloed vergiet word. God het die mens gemaak as sy verteenwoordiger, maar julle moet vrugbaar wees en baie word, vermeerder op die aarde en word baie. Verder het God vir Noag en sy seuns gesê, kyk, ek sluit 'n verbond met julle en julle nageslag, en met al die lewende wesens by julle, die voëls, die makdiere, die wilde diere by julle, naamlik met al die wilde diere wat uit die ark uitgekom het. Ek sal my verbond met julle hou, mens en dier sal nie weer deur vloedwaters uitgewis word nie. Daar sal nie weer 'n oorstroming wees wat die aarde oorweldig nie. Toe het God gesê, dis die teken van die verbond tussen my en julle en die wilde diere by julle, 'n verbond wat vir alle toekomstige geslagte geld. My reënboog het ek in die wolke geplaas. Dit sal die teken wees van die verbond tussen my en die aarde. Wanneer ek wolke oor die aarde laat saampak en die reënboog verskyn in hulle, sal ek dink aan my verbond met julle en al die wilde diere volgens hulle soorte. Daar sal nooit weer vloedwaters kom wat alle lewende wesens uitroei nie. Die reënboog sal in die wolke wees en wanneer ek dit sien, sal ek dink aan die ewige verbond tussen my en al die lewende wesens op aarde. God het vir Noag gesê, dit is dan die teken van die verbond wat ek tot stand gebring het tussen my en al die lewende wesens op die aarde. Geliefde broers en susters, 'n reënboog is 'n baie algemene natuurverskynsel wat meeste van ons gereeld raak sien. En eintlik 'n wonderlike natuurverskynsel waarna jy self kan verkyk. Dis wonderlik om te sien hoeveel verskillende reënboë daar is, dat daar partykeer is hy dowwer en partykeer is hy helderder, partykeer is hy dubbel. En eintlik moet die gesprekke oor daar rondom gaan, maar waar is die einde van die reënboog? Kan mens dit kry? En tog weet ons as gelowiges dat die reënboog is die belofte van God. Seker meer korrek om te sê dat die reënboog is 'n teken van God se belofte. Dis die teken dat die Here beloof met hierdie reënboog dat hy nie weer die aarde sal vernietig met vloedwater soos in die tyd van Noag nie. So wanneer ons na die reënboog kyk, wanneer ek en jy as gelowiges na die reënboog kyk, dan moet ons dankbaarheid uitspreek dat die Here deur die eeue heen getrou is aan daardie verbond wat
mens weet nie, meer as 6000 jaar, 7000, 8000 jaar terug gemaak is, dat die Here nie weer 'n vloed oor die hele aarde gebring het nie. En nou kinders, as daar iets is wat julle vandag moet onthou, is dit. Die Here gee sy reënboog as 'n belofte dat hy nie weer 'n vloed sal stuur nie. So as jy 'n reënboog nou sien, die vir mamma en pappa sê, onthou, die Here is getrou. Onthou, die Here is getrou. En tog is daar meer aan hierdie gedeelte wat ons moet besef. Besef dat die Here hierdie belofte met 'n verbond bekragtig. Besef dat hy 'n teken gegee het vir daardie verbond. En besef hoe en hoekom die Here getrou ook is aan daardie verbond. En daarom moet ouers en ouerlidmate, is dit nodig dat ons ook na die gedeelte moet kyk en onthou en besef wat die rykdom daarvan is. Ons ken die agtergrond van die gedeelte baie goed. Begin met die sondeval van Adam en Eva, en die twee lyne van die saad van die vrou en die saad van die slang, wat in stryd met mekaar is, wat die sonde totaal oorneem, eintlik in 'n bose spiraal al hoe meer toeneem, en dan in hoofstuk 6 se begin, waar die Here sê hy is bedroef wat hy die mens gemaak het, want dit lyk of daar nie meer van die kerk oor is nie, want die Here sê die mens bedink net sy hele lewe lank slegte dinge. En dan sê die Here, hy gaan 'n einde maak aan alle mense, want deur hulle toedoen is die aarde vol geweld. Ons het die vorige keer genoem dat daar eintlik maar bereken word dat dit ver oor 1 miljoen, eintlik as jy nou konservatief reken 1 miljoen, as jy al bietjie meer vrylik interpreteer, al 100 miljoen mense op die aarde gewoon het in daardie tyd wat die vloed gekom het. Dis 'n geweldige klomp mense wat daar was. En die Here sê, ek het besluit om 'n einde te maak aan alle mense. Want deur hulle toedoen is die aarde vol geweld. Ek gaan hulle saam met die aarde verdelg. So sê die Here in hoofstuk 6 vers 13. En dan doen die Here dit. Hy maak die fonteine oop en hy wat op bruis en die water in die hemel sluise oop en die vloed is oor die hele aarde. 'n Stortreën wat vir 40 dae en 40 nagte lank aanhou. Maar Noag en sy gesin is deur die Here begenadig. Noag en sy vrou en sy 3 seuns en hulle vrouens is in die ark geneem saam met die parediere van alle soorte diere en die 7 pare van die reindiere. Dan is ook al 'n vorige keer gehoor dat die ark verseël is, daardie verseëling eintlik dieselfde woordteken as om te versoen of om te keer, die oordeel gekeer word, dat die reën wat die Here bring, die reën wat die hele aarde oorspoel, dui eintlik op God se oordeel wat oor die aarde kom, waarmee die mens verdelg. En dat die ark en Noag wat binne die ark verseël is 'n heenwysing na Christus, wat deur die bloed van Christus is daar versoening. En as 'n mens in Christus is jy versoen van die oordeel van God, bewaar teen die oordeel van God. En laas keer gehoor dat die Noag se lewe in die ark nie net eenvoudig was nie net maklik was nie. Lank nadat almal gesterf het die vloedwaters nog steeds op die aarde gewees en hulle het gestrand op die berge, nie net noodwendig dadelik uitgegaan nie, maar geduldig gewag op die Here, totdat sy verlossing volkome geword, volmaak geword het. Dat hy op die Here gewag het en ritmies elke 7 dae 'n voël uitgestuur en sy godsdiens Here aanbid en gevra het, Here, kan ek al uit die ark uitgaan? En gehoorsaam op die Here gewag het, totdat die Here vir hom die deur oopgemaak het of gewys het, dat hy kan uitgaan uit die ark uit. En dit bring ons dan by hierdie gedeelte. Dat die eerste ding wat Noag doen is om 'n ark, of uit die ark uitkom is om te offer vir die Here. Die heel eerste ding is om uit die geloof te aanbid. Dat hy 'n altaar daar bou en vir die Here offer. En ons hoor baie mooi dat die Here die offer aanvaar het. Daar staan letterlik dat die Here het hierdie lieflike reuk van die offer geruik. Met ander woorde, die Here het wat Noag daar doen om 'n offer vir hom te bring, baie goed gevind. So die diepte daarvan is dat Noag se aanbidding te midde van hierdie gefalle wêreld, sy aanbidding uit die geloof vir die Here was vir die Here baie goed.
En ons hoor dan direk daarna dat die Here sê in 8 vers 21, dat die Here 'n belofte by homself maak, of in homself maak, in sy hart, sê die ou Afrikaanse vertaling. So, in sy hart spreek die Here dit, maar dit word vir ons bekend gemaak. Hy beloof dan in sy hart, ek sal nie weer so 'n ramp oor die aarde bring, as gevolg van die mens nie. Daar's dus eers hierdie aanbidding van Noag, en as 'n reaksie daarop, is dit die Here wat sê, maar hy sal nie weer so 'n ramp oor die aarde bring nie. Die ou Afrikaanse vertaling stel die verband baie mooi, dat die Here sê dat hy die aarde nie meer sal vervloek ter wille van die mens nie, want hy bedink net boosheid van sy jeug af. So let wel dat hierdie presies dieselfde rede is, hoekom die Here die vloed in die eerste plek gestuur het, is nou die rede hoekom die Here sê hy sal dit nie doen nie, nadat hy die offer van Noag geryk het. So let baie mooi op. Daar staan nie hier vir ons dat die Here sal nie weer die oordeel stuur nie, want die mens se aard het verander, die mens het ewe skielik goed geword, dat die wêreld voor die vloed en die wêreld se mense na die vloed is twee verskillende soorte mense nie, dieselfde mense. Die Here sê nie die mense moet verander en daarom stuur hy nie die vloed nie. Maar dieselfde sonde wat die rede was vir die vloed, daar dieselfde sonde is nog steeds in die mens teenwoordig. Hy bedink nog steeds van sy jeug af net slegte dinge. Die mens is net so sondig na die vloed as voor die vloed. Maar die Here sê, ek sal nie weer alles wat lewe so laat omkom nie, laat sterf nie, net omdat hy dit by homself beloof het. Omdat die aanbidding van die gelowiges uit die geloof uitkom, hom verheerlik. En onthou nou Noag se regverdiging kom net homself nie, dit was 'n gawe van God. So hierdie belofte wat die Here in homself maak, berus nie op iets van die mens nie, dit berus nie noodwendig op die mens goed geword het nie. Dit berus op 'n offer wat gebring is, wat vir die Here goed is. Dat hy geregtigheid vir die mens nie in homself uitkom nie, maar van die offer af moet kom, en dis vir die Here goed. En dan sê die Here, hy sal nie weer die vloed bring nie. So in plaas daarvan vir 'n vernietiging van alles, word die aarde nou weer geseën met die gereelde weerspatrone wat deur God onderhou sal word. So solank as die aarde bestaan, sê die Here, beloof hy by homself, dit sal nie weer gebeur nie. En dan hoor ons nou in hoofstuk 9, hoe hierdie belofte wat die Here in homself gemaak het, uitvoering kry. Die Here het beloof, hy sal lewe bewaar, hy het beloof, hy sal niks laat onnodig, of deur 'n vloed laat, alle lewe deur 'n vloed laat omkom nie. En dan seën die Here weer vir Noag en sy seuns, hy sê maar, dieselfde opdrag vir Adam en Eva, en vermeerder en baie word, so die opdrag geld nog steeds. Maar as hoor, daar's 'n bietjie 'n verandering, daar's 'n ander dimensie. Want na die vernietiging van alle lewe op die aarde, sê die Here, daar's uitdruklike opdragte om die lewe op die aarde te bewaar. Dat Noag sal nog steeds oor die diere heers. En hulle word in sy hand oorgegee, en hulle word tot sy beskikking gestel as kos. Maar daar dieselfde diere waarmee hy in soveel vrede geleef het, sal nou vir hom bang wees. Ons hoor ook dat die Here sal rekenskap eis van diere en mense wat in die lewe van 'n medemens kos. En die rede word uitdruklik gegee, omdat die mens na die beeld van God gemaak is. Daar is dus 'n duidelike vergelding vir die neem van lewe deur die Here, dat die lewe bewaar sal word na die vloed. Maar dan kom die Here, en hy sluit nou 'n verbond met julle en julle nageslag. Met ander woorde, met Noag en sy nageslag, maar meer spesifiek met Noag, hulle op die ark, en hulle saad. So wat die Here vroeër in hoofstuk 8 beloof het, net by homself, gee hy nou voor uitdrukking. So 'n verbond is 'n belofte wat die Here uiter teenoor die mens, waarmee hy homself vasbind aan die mens, of aan die aarde ook in hierdie geval. En eintlik moet ons nou nog 'n stapie teruggee. Selfs voor hoofstuk 8. Want vir die eerste keer word dit in hoofstuk 8 genoem dat die Here 'n belofte in homself gemaak het, maar al in hoofstuk 6 voor die vloed, voordat die Here die oordeel oor die hele aarde bring, dan sê die Here dat hy met Noag 'n verbond wil sluit. So die Here sê dit al in Genesis 6, hy maak daar die belofte in homself, in Genesis 8 en Genesis 9 kom daar uitvoering aan hierdie verbond. So die Here het voor die vloed al gesê hy gaan die verbond met Noag sluit, en die offer wat Noag bring is dus baie duidelik 'n gevolg van die verbond wat die Here al klaar in gedagte gehad het wat hy met Noag sal sluit. So Noag se offer is nie die eerste beweegrede vir God om die verbond te maak nie.
So in hoofstuk 6, waar die Here sê dat hy wil hierdie verbond met Noag sluit, is die hele konteks van hierdie uitspraak wat die Here sê, maar hier kom 'n geweldige oordeel, almal sal uitgewis word, maar ek sal jou bewaar. Jou en jou huisgesin. So die verbonde wat die Here met die mens maak, is altyd ter wille van genade aan die mensdom, om daar verlossing vir die mensdom is. Dat te midde van hierdie oordeel voltrek word, sal Noag bewaar word. Wanneer ons dan in hoofstuk 9 vers 9 hoor, dat die Here nou die verbond sluit, is omdat die Here het reeds in hoofstuk 6 aangekondig het, reeds in hoofstuk 8 sy hart bekend gemaak dat hy dit gaan doen, en hoofstuk 9 dan na die verbond sluit. So wanneer ons die res van die skrif lees, wat verwys na hierdie gedeelte in Genesis, sien ons baie duidelik dat die profete, en Jesus, en die apostels, almal hanteer al hierdie gebeure van Noag, en die praat van die verbond as een verbond. Dat die Here, al daardie gebeure, dat vooraf van hoofstuk 6, 8 en 9, is een verbond wat die Here met die mens sluit. So wanneer die vloed verby is, en die Here nou met Noag hierdie verbond sluit, sê die Here, kyk. Hy fokus die mense aandag daarop, kyk, ek gaan met jou 'n verbond sluit, gee aandag daarop. Ek sluit 'n verbond met julle en julle nageslag met al die lewende wesens by julle. Weereens, ons hoor baie duidelik, dis nie op grond van die mense wat saam met die Here hierdie verbond sluit, verbondsgewoonlik twee partye wat in mekaar intree, maar baie duidelik net die Here wat net van sy kant af hierdie verbond met die mens en die aarde sluit. Die Here sê nadruklik, ek vestig my verbond. 3 keer in die gedeelte dat God se werk is wat hy gaan doen. So die verbondsverpligting waarop nagekom word, lê alles alleenlik by God. Hy sal toesien dat dit gebeur, dat die aarde nie weer vernietig word nie. Hy het besluit om nie weer alle lewe te vernietig met water nie, en dit sal nie gebeur nie. Ondanks enige onveranderde omstandighede, of die sonde van die mens, die Here sal nie weer 'n vloed stuur nie, wat alle lewe tot niet laat gaan nie. So die Here kom en hy sluit dus hierdie verbond met julle en julle saad. Ons het al baie mooi gesien die lyn deur Genesis 3, waar die saad baie duidelik aandui na die kerk en die nageslag van die kerk, en uiteindelik na Christus toe, wat uit die kerk uitkom om die kerk te verlos. So letterlik, dis 'n verwysing na die kerk. Dat die Here sê, hy verbind homself met hierdie verbond aan sy kerk. Die verbond sluit ook wel alle ander lewende wesens in. Hy sal nie weer die wêreld so vernietig nie. Daar is dus 'n algemene genade karakter ook hierin. Dat die hele mensdom in die diereryk ook voordeel daai sal trek. Maar daar's baie duidelik hierdie genade karakter van die verbond, dat uit hierdie oordeel wat kom, hierdie geweldige oordeel, word lewe bewaar. Daar is dus hierdie groter verlossingsaspekte betrokke in God se werk wat vereis dat God nie al sy oordeel oor alles sal bring nie, maar dat hy sy kerk sal bewaar. Dan sê die Here vir Noag dat hy 'n teken vir die verbond sal gee. Nou die doel van 'n teken is om heen te wys na iets anders. Iets wat God met sy mond beloof, wat hy sê, dis 'n belofte, dis vir julle, is gee 'n teken voor, so daardie teken wys dus na iets anders toe. Dis nie die ding self wat jy moet sien, maar goed, daar is wat die Here vir my wys nie. As ek die teken sien, weet ek, daai teken wys vir my na iets anders. So die belangrikheid lê in dit waarna die teken wys. En die teken wys na die Here se genade vir die wêreld. As die Here sê dan, as teken sê die Here gaan hy sy boog in die wolke sit. Dit word 3 keer hier genoem in verband, en elke keer word herhaal van die wolke. Dat die Here sê letterlik in vers 13 dat hy reeds sy boog in die wolk geplaas. En dit is die teken van die verbond tussen hom en die aarde. Daar's reeds 'n reënboog in die wolk geplaas. En elke keer sê die Here wat dit saamtrek, en elke keer wat dit reën, en dan verskyn 'n reënboog, sal die Here weer daaraan dink. En dit is merkwaardig om te sien hoe die res van die Bybel wolke gebruik. Op een vlak is natuurlik, ons dink aan reendruppels in die lug, en dis waar. Maar die Bybel gebruik deurlopend ook wolke om aan te dui dat dit God se heerlike teenwoordigheid hier op aarde is,
Mens dink aan die wolkkolom in die woestyn, mens dink aan die Here se verskyning by die berg Sinaï, was daar 'n wolk op die berg gewees. Mens dink aan die Here se verskyning by die tabernakel, wat hy die tabernakel gevul het. Maar wolke is ook 'n teken van God se oordeel, 'n simbool daarvan. En hoor baie mooi hoe die profeet Joël die oordeelsdag van die Here beskryf. Die dag van die Here kom, want hy is naby. 'n Dag van duisternis en donkerheid, 'n dag van wolke en wolke nag. Met ander woorde, die hele gedagte wat die oordeelsdag van die Here oproep is, as wolke jou oordek, as die wolke jou toemaak, dat dit so donker bo jou is, dat daar geen lig deurkom nie, dat alles soos donker nag is, wolke nag is onder jou. Dis hoe die oordeelsdag, die dag van die Here kom. Dit keer alle lig na die mens. So die Here sê dan, wanneer ek wolke oor die aarde laat saampak en die reënboog verskyn in hulle, sal ek dink aan my verbond met julle en al die diere. Daar sal nooit weer vloedwaters kom wat alle mense, alle lewende wesens uitroei nie. So in die wolk van die Here is daar nog iets. Daar's 'n reënboog. En die woord in Hebreëus is nie letterlik 'n reënboog nie, eenvoudig 'n boog wat vir verskeiding kan gebruik word, 'n boog waarmee hulle gejag het of oorlog gevoer het, maar in die hele konteks wys dit 'n boog wat in die wolke geplaas word. En in die konteks baie mooi 'n reënboog. En weer eens, as ons gaan kyk in die res van die skrif, wat die skrif sê oor 'n reënboog, wys dit heeltyd op God se glorieryke majesteit, sy teenwoordigheid by sy volk, sy verbondsgetrouheid aan sy volk. In Jesegiel 1 vers 28 hoor ons is die Here wat regeer. Dat die heerlikheid van die Here het soos 'n reënboog na die reën verskyn. In die Nuwe Testament ook dieselfde. Hoor ons dit gaan wat kom by die voltrekking van God se verbondsdoel oor die verlossing van sy mense en sy voltrekking van sy oordeel. En wat nou verder merkwaardig is van hierdie gedeelte, broers en susters, is dat die Here steeds niks vir Noag vra om te doen nie. Hy sê nie vir hom, kyk jy na die reënboog nie. Die Here sê wanneer ek na die reënboog kyk. Dis nie 'n teken in die eerste plek vir ons nie, dis 'n teken in die eerste plek vir God as hy na die reënboog kyk. Dis iets wat God uit sy perspektief uit sien. Dis 'n teken wat die Here raak sien en dan iets gebeur en ons sien dieselfde by die gebeurte by die Pasga, waar later dat Israel was ook vir hulle 'n kenmerk dat die teken vir hulle was die smeer van die bloed in die deurkosyne. En die Here sê daar ook, die bloed sal vir julle 'n teken wees aan julle huise waarin julle is. As ek die bloed sien, sal ek by julle verbygaan. Daar's dus 'n teken vir haar ook wat gegee word, as die Here dit sien, gaan hy verby. Dieselfde hier, as die Here die teken van die reënboog sien, sal hy dink aan sy verbond. By beide van hulle gaan dit daaroor dat God die teken gesien het wat sou gelei tot oordeel, sê die Here, maar word oorgeslaan. Daar's genade, daar's verlossing. Daar is dus 'n ander dieper rede, en dis juist dat God die reënboog sien. Daar's dus hierdie geweldige oordeel van God wat noodwendig oor die sondige mens kom, want die mens het nie verander nie, die mens bly dieselfde voor of na die sondeval. Maar daar's 'n reënboog wat aandui daar's 'n beperking aan God se oordeel, dat alles nie weer vernietig sal word nie, maar daar's 'n beperking aan God se oordeel wat kom. Dat God se oordeel nie alles net verdelg nie, daar's 'n beperking, die oordeel sal nie oor alle mense op hierdie aarde voltrek word nie. En broers en susters, is hier waar ons die groot genade van die Here sien. En weer eens kinders, ons weet wat 'n reënboog is. Dis 'n as ons die reënboog in die lug sien, weet ons dis die sonlig wat deur hierdie wolke moes geskyn het om op die waterdruppels te kan skyn en dat die sonlig dan gebuig word deur die druppels en 'n reënboog vorm. Weerkaats. Dan sien jy baie kleure. En die punt daarvan is dat daar is nie net oralster wolke nie. Daar is nie net oralster oordeel nie. Daar is 'n plek waar die lig deurbreek sodat daar 'n reënboog kan wees. Wat dit beteken is dat daar nooit weer oordeel sal kom oor die hele aarde wat alle mense sal doodmaak en die hele aarde sal verwoes nie. Daar is beperkte oordeel of volledige oordeel wat deur iets anders beperk sal word.
Dis is 'n verbond van genade. Dit sal nooit meer so reën dat alle mense uitgewis word nie. Met ander woorde, die oordeel van die Here sal nie so kom dat alle mense uitgewis word nie. En as teken daarvan word daar reënboog gegee wat God raak sien. Daar is dus lig wat deurskyn deur die wolke, wat deur die lig deur die wolke breek en dit bring die reënboog na vore. Ons het gehoor God se aankondiging van die verbond was reeds voor die vloed. Maar die instelling eers daarvan na die vloed, nadat Noag sy offer gebring het. Nadat die Here die soetgeur geruik het wat van die altaar af opgegaan het. Ander woorde, daar's 'n aanduiding van dit wat beperk, daar moet eers 'n offer gebring word voordat die Here hierdie oordeel sal beperk. Nie omdat Noag volmaak geleef het nie, omdat daar 'n offer vir Noag gebring is. En nou weet ons ook hierdie lig wat deur die oordeel breek, kom van God self. En dis Jesus Christus. Hy sê baie mooi in die evangelie van Johannes, ek is die lig van die wêreld. En verder in hom was lewe, en die lewe was die lig vir die mense, en die lig skyn in die duisternis. En die duisternis kon dit nie oorweldig nie. Met ander woorde, daar waar oordeel is, daar waar daar eintlik reën moes wees, waar daar eintlik die oordeel van die God moes neerkom, is daar 'n opening. Daar's 'n opening waar die lig deurkom en die reënboog vorm. En wat God na die reënboog kyk en nie sy oordeel bring oor daar waar dit moet val nie. Vanuit God se perspektief is daar iets wat keer dat die reën neerkom. En dis Jesus Christus. En die donkerste wolke, hierdie wolke nag. En die Here keer en laat lig deur. Die heel donkerste wolke van oordeel in hierdie wêreld was by die kruisiging van die Seun. En daar het hy die ewige oordeel van God oor die sonde gedra. En dis daar aan die kruis waar daar lig nie die lig het in die wêreld gekom nie, maar dit daar deur die duisternis van die wolke gebreek, daar die lig inkom. Dis daar waar God na Christus kyk en dink aan sy verbond dat hy nie weer alles sal oordeel nie. Hy kyk na die reënboog en sien, alles sal nie uitgewis word nie. Ook nie die aarde nie. Met ander woorde beteken die reën en die wolke daar is verby, as verlossing wat gekom het. En daardie verlossing kom vir die kerk. Vir almal wat in Christus is. Maar ook vir die aarde. Dat die Here sê, hy sluit die verbond ook met hierdie aarde. Hierdie aarde sal in ewigheid nie vernietig word nie. Ons hoor dit baie mooi in Romeine, dat die skepping wag met groot verlange, dat God sal wys wie sy kinders is. Nou is die skepping nog onderworpe aan verganklikheid, nie omdat dit self so gekies het nie, maar omdat God dit so bepaal het. Tog het hy ook die belofte van hoop gegee. Die skepping sal bevry word van verganklikheid en saam met die kinders van God deel in die heerlike vryheid wat op hulle wag. So die Here het 'n belofte aan die aarde gegee dat die aarde bevry sal word van die verganklikheid. 'n Verbond met die aarde gesluit dat die aarde ook bevry sal word. En jy is daarom die groot genade wat ons beleef dat ons wat die kinders van die Here is en die aarde saam verwag na daai volledige bevryding. En nou broers en susters, hoewel hierdie teken deur God gesien is dit ook 'n gerusstelling, 'n troos vir die kerk. Want as ons die reënboog sien, weet ons God is getrou, ons het in die begin gesê. Ons weet, alle mense sal nie weer deur die oordeel van God omkom nie. Ons weet, alle mense sal nie die verwoestende vloed van God se oordeel ervaar nie. Ons vandag het die troos dat ten spyte van groot verskeidenheid van stormweer, dat mense sien dat daar stormagtigheid in die wêreld is, en dat mense baie keer twyfel oor dinge, dat mense wonder oor dinge, maar ten spyte daarvan weet ons daai sekerheid dat ons is in Christus. Dat God se oordeel kom nie oor ons nie. En daarom word die teken van die reënboog ons beide ontzag vir God laat hê en ook danksegging vir die goedheid en die regverdigheid van God. Ons weet daar steeds wolke, daar's oordeel wat kom, maar nie oor almal nie oor ons nie. Vir ons het die lig deurgebreek
en ons die ewige verlossing. Amen. Kom ons bid saam. Ons Vader in die hemel, hoe troostryk is dit nie om te weet dat daar verlossing is wat U bewerk, en wat U ook vrylik vir ons gee, sonder verdienste van ons kant. En dat U 'n belofte maak by Uself, dat U 'n verbond met ons ook gesluit het, dat ons deel van daai nageslag is, dat ons ook nie deur die vloed van die toorn oor die sonde vernietig sal word nie, maar dat ons die vryspraak het in ons Here Jesus Christus. Mag ons daarom in soveel dankbaarheid voor U leef, soveel dankbaarheid oor wat ons Here Jesus Christus vir ons gedoen het. Mag ons in daardie dankbaarheid steeds U liefde uitdra en verkondig en U aanbid vir die goedheid en genade. Amen. Geliefdes, daar's nou geleentheid vir of die liefdegawe, by die deure, die liefdegawe word gegee vir die deure in ek kan nie onthou waarvoor nie, vir die diakonale kas en vir die bystandsfonds van die diakonie, dis vir die GKSA se diakonie wat ook groter projekte het. So wanneer u dit by die deure afdra of elektronies afdra, dink ook dit gaan daarvoor. Kom ons sing dit in slotte saam, Psalm 36, ons sing daarvan saam vers 2 en vers 3. Dis die toosjesberuiming. Ons sing hier die wonderlike woorde: U oordeel is 'n diepe vloed. En hoe kostelik is U guns, o God, hoe vlug die mensekinders tot U vleuels vir beskerming. Van al wat leef is U die bron, van alle lig, die ewige son wat afstraal in ons oë. Ons staan en sing ons saam Psalm 36 vers 2 en vers 3.
Ontvang die seën van die Here. Die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees is en bly by elkeen van u. Amen. Geliefdes, net gou vinnig die volgende paar afkondigings, dinge wat maar praktiese dinge in die nuusbrief, en eintlik baie maklik om te onthou, is die 7 kus, die kinderkoor, volgende Sondag, na die oggenddiens, hulle vinnig oefen vir die aand weer sangdiens, Caritas, asseblief, as jy daar word hulp gevra, as jy wil gaan help met Caritas, met extra lesse om kindertjies te help daar, gaan daar asseblief, koningskinders, daar word klomp dinge gevra, onder andere nog vervoer. Ons benodig nog 1 voertuig, as iemand kan help om die kinders te vervoer, kyk asseblief in die nuusbrief en laat weet. Ons het net om die kindertjies aan te ry na Melkbos strand toe. So is nie baie ver nie. Die kinderboeke wat gevra word vir die uitreik na Venterstad toe. So asseblief as jy kinderboeke bring, daar's 'n boks daar agter wat jy kan sit. Crossroads, die toerusting wat gegee word, ek dink die 18de Oktober as ek reg onthou, die kermis. So as jy vir die kermis kan help met as 'n iemand om te help by al die verskillende plekke, laat weet. En dan ook die verskillende kampe wat daar nog is. En dan die laaste ene pas nie lekker nie, maar hy eindig dan baie mooi en dis die mediateek, nee, so jy kan gerus daar gaan kyk. Daar's verskeie nuwe boeke wat gekom het, daar's 'n televisie wat opkom, daar's nuwe kaste en rakke ingesit. Daar's baie dinge wat daar gebeur. So kyk asseblief kinderkoor, Caritas, koningskinders, kinderboeke, Crossroads, kermiskampe, mediateek. Okay. So maklik om te onthou, 'n boodskapper is onnodig. En dan die laaste broers en susters, daar's net 'n vinnige afkondigingkie oor daar word baie in die media gepubliseer oor die wegraping en verskeie oproepe wat gemaak word hierdie week vir mense wat duidelik sê dat die wegraping hierdie week gebeur. En jy is daarom ook die wonderlike belydenis in artikel 37 nie, dat ons baie mooi bely, niemand weet nie. Ons klomp mense wat deur tekens bepaal wanneer die wegraping sal plaasvind en baie mooi Daniël se tydlyn bepaal dat hierdie week sal wees, maar moenie deur die wind rondgeslinger word nie. Die Bybel sê ons sal nie weet nie. In elk geval is die wegraping nie 'n Bybelse begrip nie. Dit word deur 'n paar versies saamgeflans uit 1 Tessalonisense 4 wat sê dat die Here toe geneem word, maar is baie duidelik met die wederkoms, nê. Nie eers 'n wegraping wat plaasvind en dan later iets anders wat gebeur nie. Mens dink ook eintlik aan tekste soos Matteus 24 waar daar gesê word, eintlik verwys word na Noag, een sal in die veld wees en die ander sal geneem word, die ander sal agtergelaat word, wat baie mooi verwys na 'n vloed wat mense wegvee. So dit is nie dit is weer eens met die wederkoms, nê. So moenie, ek wil nie die Engelse woord gebruik nie, ek kry nie Afrikaanse woord nie, moenie gerattel word deur klomp nuusberigte en mense wat dinge sê nie. Gaan kyk weer terug na die belydenisskrifte wat ons het, dis baie kosbaar. So goed, kom ons vandag, ek het Kasasie kinders hier na agter en dan die res vir koffie en tee.